ons vanmôre sê is dat U is goed vir ons en ons Here dat ons goed vir ons en ons weet Here dat ons sonder U niks kan doen nie. Ons bely dit, ons verklaar dit. Ons het die elke sekond van die dag nodig. Here, wanneer ons opstaan in die oggende, wil ons hand in die hand plaas en ons wil bid en vra, Here, stap die pad saam met ons. Ons weet dat die vyand enigiets sal probeer om ons van koers af te kry, om ons pas te verstuur. Ons laat ons vashou. En Here, ons U volg onder die wolk en die vuurklomp bly, weet ons sal dit maak. Here, die woord sê vir ons dat groter en sterker is ons Jesus in ons dan hy wat buite in die wêreld is. Groter en sterker dan elke aanslag, groter en sterker dan elke werking van die vyand. U is die een Here wat groter en sterker is, almagtige God wie ons dien. Daarom dank ons U vanmôre dat U ons voetstappe gerig het, ongeag al die probleme wat hy ons pad langs stuur en wat hy probeer, weet ons nogtans, ons kan U dien, ons kan ons mond oopmaak om U te loof, ons kan luister na die woord, ons kan ander vertel van Jesus, hoe goed hy vir ons is. Dis wat ons wil doen, Here. Dankie dat U die woord vanmôre vir ons sal preek, dat ons sal, Here, vanmôre sal hoor, dis die groot ding vanmôre, ons sal hoor, ons geestelike ore sal ook wees om te ontvang, en die saad wat geplant sal word in ons hart sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. Ons dank U daarvoor, Here, ons bind elke gees wat duisternis, die duiwel kom te steel, te slag, te verwoes. Ons breek sy houvas in oor die vergadering, in oor die diens. Ons stel dit kragteloos. Ons dryf dit uit, stuur dit terug na waterlose plekke waar hy vandaan kom. In Jesus naam, en Here, dankie vir die teenwoordigheid hier in hierdie plek. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Laat die kinders van die Here sê, amen en amen. U mag maar sit, u mag maar. Ons gaan miskien nog 1 of 2 gedeeltes doen uit die boek Openbaring, afhangende. Miskien sluit ons volgende week Sondag, miskien die Sondag op. Maar vanmôre se gedeelte is heel interessant. En ons gaan saam lees daar vanaf die 20ste vers 11 tot 15. 20ste hoofstuk 11 tot 15. Hoofstuk 20 van Openbaring 11 tot 15. As die Bybels oopmaak, maak oop of volg my op die skerm. En ek lees as volg, en ek het 'n groot wit troon, as die Johannes gesien in hom, wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke, luister mooi, meer van boeke geskryf is. Die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dode ryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Luister mooi dan. Elkeen volgens sy werke, so hy herhaal wat hy laaste gedeelte van vers 12 sê, herhaal weer vers 13. Elkeen word geoordeel volgens sy werke. En dan vers 14, en die dood in die doodryk is op in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand se naam, kan ek maar sê, nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy of sy in die poel van vuur gewerp. Sê iets nou. Nou, en ek het vanmôre net gou vinnig my goedjies reg kry hier. Dan gaan ons begin. Nou, ons titel vanmôre is die wit troon oordeel.
Nou ons Afrikaanse Bybel se opskrif lees die laaste oordeel. As ek nou daarna kyk, wat sê dit vir my? As ek kyk na die laaste oordeel, sê dit vir my, niks kan meer verander word nie. Niks kan meer verander word nie. Met ander woorde, as die tyd om reg te maak nie, as die tyd om te bely nie, dan is tyd vir niks nie. Niks kan meer verander word nie. En ek dink dit is verskriklik as 'n mens daaraan dink. Luister mooi wat pastoor wil sê vanmôre. Baie mooi. Daar is geen mens, geen geleerde, geen teologiese professor of enige iemand op hierdie aardbodem wat die regte woordeskat het om die dag van die wit troonoordeel ten volle te beskryf nie. Wat is ons gehoor van die wit troonoordeel? Nou die vraag, luister wat pastoor net wil sê. Baie mense sê, pastoor, maar hoe kan ek dit weet? Jy moet dit weet. Want almal van ons wat hier sit, moet nog sterf eendag in 'n tyd. Moet huis toe gaan. En as ons sake nie reg is nie, en ons sterf sonder Christus Jesus, ons gaan die ewigheid in sonder hom, dan gaan jy daar staan voor die wit troonoordeel. So dis nodig dat ons kennis neem dat al die sondaars, hulle wat Christus verloon het, hulle wat sonder hom gesterf het, gaan wel voor die wit troonoordeel verskyn. Elke kind, wedergebore kind van die Here, bloedgewaste kind van die Here, gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons sal wel daar wees, want ons is deur al die dinge, ons sal wel daar wees om te sien en te hoor wat gaan gebeur. Beluister mooi vir pastoor vanmôre. Dit sal 'n onuitspreeklike, verskriklike en ontzagwekkende dag wees. 'n Dag van absolute geregtigheid, waar die volle waarheid geopenbaar sal word en geen verskonings sal geld nie. Amen. Amen. Dis 'n dag buite die grense van menslike begrip. 'n Oomblik waar die ewige lot van elke ongeredde siel finaal bepaal word daar bepaal voor die wit troonoordeel. Die vrees en spyt van daardie dag sal dieper wees as wat enige menslike taal dit kan uitdruk. Wat 'n aaklige en ondenkbare werklikheid vir hulle wie se name nie in die boek van lewe gevind word nie. Ek gaan vir julle wys nou wat jy miskien al gedink het nie. Dit sal mees plegtige en onanswekkende oomblik in die menslike geskiedenis wees. Dit is die finale oordeel waar al die ongeredde dooies voor God sal staan om geoordeel te word volgens hulle dade. Luister vir pastoor vanmôre, hulle word opgewek en hulle gaan staan voor God as mens. Hallo. Hulle gaan staan voor God as mens. Soos opgeteken in die boeke, met ander woorde meer as een boek. Nou luister wat pastoor sê. Dink aan die vrees en die spyt van diegene wat voor die heilige almagtige God staan en besef dat hulle lot verseël is. Dat hulle sy roepstem geïgnoreer het en sy genade verwerp het. Die gewig van hulle keuse sal op elkeen neerkom wanneer hulle die boek van lewe sien en hulle naam is nie daarin geskrywe nie. En elkeen wat nie in die boek van die lewe gevind is nie,
is in die vuurpoel gewerp volgens Openbaring 20 vers 15. Wat 'n verskriklike en tragiese dag sal dit wees. Baie sal skielik besef dat dit anders kon gewees het. Luister mooi, as hulle net geluister het na die stem van die Heilige Gees. As hulle net berou getoon het toe hulle nog die geleentheid gehad het om dit te doen. Maar op daardie oomblik, waar hulle staan voor die wit troon oordeel, sal daar geen genade meer wees nie, geen tweede kans nie, slegs ewige skeiding van ons. U moet onthou wat pastoor vanmôre luister, onthou jy dit al net dit al wat ek vanmôre sê, is dat ons elke ding onthou wat gesê word daar en wat genoem wat hulle gedoen word op aarde. Ek gaan nou vir julle wys daar, sodat hulle elke ding presies onthou wat daardie tyd plaasgevind het. So hulle gaan nie met 'n blank mind, dis met 'n gedagte wat niks kon onthou nie. Hulle gaan staan daar, hulle sal elke dingetjie onthou, elke diens onthou, elke boodskap onthou, alles wat hulle verkeerd gedoen het, sal onthou. Dit behoort 'n diepe dringendheid in ons harte te wek, om die verlore siele te bereik terwyl er nog tyd is. Dit is ook vir ons 'n waarskuwing en 'n oproep om nou vir Christus te kies voordat daardie verskriklike dag aanbreek. Wat sien Johannes? Eerste punt vanmôre is my inleiding gewees. Wat sien Johannes onder die inspirasie van die Heilige Gees? Wat sien hy? Wat skryf hy daar? En hy sê, ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek meer vir hulle gevind nie. Vers 14 sê dit. And I saw a great white throne and him who was seated upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them, for this heaven and earth are passing away. Baie min word gesê oor die toneel. Die beskrywing van die troon is gelaai met onuitspellende afwagting. Kom ons weeg elke woord wat ons daar vind in die woord hier. Die heel eerste gedeelte, ons kyk in hierdie skrifgedeelte, is die woordjie groots. Groot. Dit is die oneindige voor wie die verlorenes moet staan. Hy's groot in status, hy's groot in mag en gesag. Hy's groot, dit wat Johannes gesien het op die troon sit. Dan sien hy iets, hy sien wat hy sien as 'n wit troon. In wit, dis 'n onbedekte, ongedempte vlam van goddelike heiligheid, spreek van heiligheid, dit spreek van reinheid, dit spreek van geregtigheid, white in purity and holiness. White in purity and in holiness. Dan die derde ding daar, is die troon wat hy gesien het, dit is 'n onbeperkte majesteit, waarin die absolute reg geanker is om oor die lot van die skepsels te beskik, of die ongereddes te beskik, en 'n troon in koninklike soewereiniteit. Voor so 'n troon kan skepsels nie staan nie, maar hulle staan wel, selfs die verlore staan. Nou hoekom ek dit daar geskryf het, is dit, as jy in die teenwoordigheid inkom, dit wat daar teenwoordig is, en wat Johannes gesien het, hy selfs kon nie bly staan nie, hy het op sy aangesig voor die voete van God neergeval. Hier, in die teenwoordigheid staan die ongereddes vir die troon van God. Hulle staan voor die troon van God en hulle besef dat is taboe, dis verby.
hulle kan niks meer verander nie. Nou die vraag wat baie mense vra, baie vra die vraag, en as baie, kan ek sê, kommentare gelewer oor dit, is wie sit op die troon? Wie het Johannes gesien wie op die troon sit? Baie geleerdes beweer God die Vader, terwyl ander weer sê dis Jesus Christus. Wat sê die Bybel vir ons? Kom ek lees vir Johannes 5, 22 tot 27, as jy dat die regter Jesus is, of meer waarskynlik, die volheid die drie enige God wat daar gaan wees, wil sê. Nou wat sê Johannes, gaan lees in 5, 22 tot 27, ek het nie neergeskryf, ekskuus, 5, 22 tot 27, hulle praat daarvan ook, dat hulle glo, dat die volheid van die drie enige God daar gaan wees. Hoekom sê pastoor, ek stem saam daarmee? Nommer 1, onthou, God was in die begin, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. In die begin, toe alles geskep is, het ek gesê, dat God is altyd in die begin. En as hy in die begin is, gaan hy ook in die einde wees. So ek glo dit wat hulle daar skryf, dat die volheid van die drie enige God wel daar gaan wees by die wit troon oordeel. In Daniël se visioen is dit die Vader wat oordeel namens sy Seun. Die oordeel dat hy het die besluit ingesluit om die heerskappy van die antichrist te beëindig en die koninkryk aan die Seun en die Heiliges te gee, volgens Daniël 7, 9 tot 10 en dan Daniël 11, of Daniël 7, 9 tot 10 en dan vers 11 tot 12 ook van dieselfde hoofstuk. Met ander woorde, daar het God op die troon gesit. Luister mooi, God op die troon gesit in die tyd van Daniël daar. Kom ons kyk na die ander twee voorgedeeltes en dan kan die saal besluit. Johannes 5, 22 tot 23 sê, van die Vader oordeel ook niemand nie. Maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer, wie die Seun eer nie, eer die Vader wat hom gestuur het nie. Dis een skrif. Die ander skrifgedeelte net so pragtig, Handelinge 17, 30 tot 31 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, hoofletter M, wat hy aangestel het, en hy, hoofletter H, het hiervan aan almal sekerheid gegee, dat deur hom uit die dode op te wek. Soos ons na al die skrifgedeeltes kyk, en ek twee sê, ek glo dat die Godheid is daarby betrokke, maar as ek in die alle skrifgedeeltes sê dat ek glo dat Jesus Christus een wat op die troon sit. Ons gaan saam debatteer, ons kan daar gaan kyk daarna, maar kom ons kyk na die skrifgedeeltes, ek soek alle skrifgedeeltes, maar daar was iemand op die troon wat die oordeel dan sou vel. Jesus of God die Vader, of die Godheid almal teenwoordig. Dan tweedens, as hy dan daarop sit voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek van hulle gevind nie. Jesus het voorspel dat God se woord, luister mooi, langer sou bly bestaan as die eerste hemel en aarde. Luister mooi, die hemel en die aarde sal verbygaan, sê Jesus, Matteus 24 vers 35, maar my woorde sal hoegenaamd nie verbygaan nie. Die eerste hemel en die eerste aarde is vir 'n tyd deur God se woord bewaar. Onthou wat ek laasweek gesê het, is dat die aarde hier, die natuur, roep uit vir verlossing. Die openbaarmaking van die seuns van God. So die eerste hemel en die eerste aarde is vir 'n tyd deur God se woord bewaar, maar nou die tyd aangebreek vir hulle oordeel deur vuur en die verderf van die goddelose mense. Dit dui op die einde van die tydperk van die dag van die Here. Kom ons lees wat sê 2 Petrus 3 vers 7. Dit staaf dit, maar die teenwoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê,
en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Ander woorde wat hy sien, wat voor daai heerlikheid wegvlug, is die ou aarde en die ou hemel het verdwyn. Is nie goddelik nie. Yes. Derdens, die 12de vers. Johannes sê ek die dode, die klein en die groot. Ek was nie die klein en die groot, maar nou word oud of jong, klein en groot. Elkeen wat gesterf het sonder Christus, voor God sien staan, en die boeke luister, daar is weer nie meer van boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Wat so belangrik, die heel eerste wat ek onder hierdie gedeelte vind, hy sê dat die dode, klein en groot, het voor God sien staan. Dode verwys, luister mooi, die dode verwys na hulle wat die eerste dood gesterf het, wat in die eerste dood gesterf het, hy verwys terug soontoe. Was die eerste dood waar ons letterlik gesterf het en begrawe is, die eerste dood. Sonder Christus Jesus. Of het nou eeuwe terug was, of in die groot verdrukking, elke persoon wat op die ou aarde gesterf het, sal opgewek word, of om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Wil ons noem die Bema stoel, en ek het 'n preek gedoen oor die Bema stoel, as jy hom soek, sal ek vir jou stuur. Die Bema stoel, of hier by die oordeelsdag, almal sal opgewek word. Daar's nie 'n persoon wat gesterf het, wat nie opgewek sal word nie. Die mense wat in Christus gesterf het, en die mense wat sonder Christus gesterf het, sal opgewek word. Luister mooi, want die Bybel sê, die see het die dode gegee, wat daarom was, en die doderyk het die dode gegee, wat daarom was. Kom ek stel dit so, in die teenwoordigheid van die Godheid het hulle gestaan, die gebuig hierdie mense. Almal wat opgewek was daar, uit die see uit, en dit is vir my so mooi, wat die Here my een keer wys daar, is dat as 'n haai die persoon geëet het, by die haai sy bek oopmaak. Met net aanhalingstekens. So almal wat al het hulle liggame nie gekry nie, as hulle op berg geklim het, hulle daar gesterf, as hulle die 7 sal daar verdrink, dat die liggame nie gekry nie, maak nie saak waar die persone gesterf het, die Bybel sê vir my, dat die see sal hy liggame moet teruggee. Jy kyk my snaaks aan, dis wat die Bybel sê. Dis wat die Bybel sê. Daai liggame moet terugkom, want sy siel gaan verenig word, maar die liggaam maak nie saak wat gebeur het nie. Of hulle verbrand was, of hulle verdwyn het, maak nie saak, of in die veld gegooi is, maak nie saak nie. Daai liggame gaan terugkom, by die dag van die wittronoordeel, gaan hulle as mens voor God staan en rekenskap gee vir wat hulle gedoen het. En as jy die doderyk, weer is die doderyk oorgewees, en dit wat ons gepraat het, in die begin is gepraat van die doderyk, wat opgedeel was in 2 gedeeltes, die een gedeelte was die godsmanne gewees, hulle was opgeneem hemel toe, saam met Christus sy opvaar, die ander gedeelte was die sondaar se siele bewaar vir die dag. Dis 'n bewaarplek, ons praat 'n plek van vlamme, praat hy van, plaas is van Lazarus in die rykbank, praat van 'n plek van vlamme, van hitte, was daar bewaar vir hierdie dag. So hulle wat daar bewaar was in daardie plek daar, sy liggame, of as 'n siele word oorgebring nou, verenig met hulle liggame, en hulle gaan voor die troon van God staan. Ander woorde, hulle daar geberg was, of daar gebly het vir die oordeelsdag, in die doderyk, is 'n plek van bewaarplek, wat ek altyd noem, was hulle daar uitgehaal, verenig met hulle liggame, en hulle voor God gestaan. Dis hoekom Johannes sê, hy het gesien dat die see die dooies opgee, en hy het gesien dat die doderyk die dooies opgee, of die dodes, soos hy daar sê,
wat daarom was. So almal het voor God gaan staan in liggaamvorm. Kom ek stel dit so. In die teenwoordigheid van die Godheid het hulle gestaan en daar wie gesê, dat die gebuig het. Nou kom in die tweede plek onder daai gedeelte sê, en die boeke is geopen. Meer as een boek. Weet ek baie dinge aan bedink. Wat is die boeke wat hy geopen het? Wat is die boeke wat Johannes gesien het, wat geopen was by die wit troon oordeel? Nommer 1 wat ek gevind het, wat ek nooit geweet het nie, miskien nooit aan gedink het nie. Nommer 1, die eerste boek wat daar geopen was die boek, die Bybelboek. Die Bybelboek. Hy sê die boek is geopen, meer as een boek, want ons dien 'n regverdige God. Luister mooi, deur die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak vas. Kom ek probeer verduidelik. As daar in een boek was, waar alles opgeskryf was, wat sou die mens gedink? Ek sê nie, luister wat pastoor wil sê, ek wil net 'n boodskap oordra. As jy nou by toe kom met 'n bewys seker het gevind in hierdie boek, of gevind in daai plek, sê ek nee, ek soek nog meer. Maar die Here maak seker, dat daar 3 boeke is wat teen hulle gaan tel. Deur die getuienis van 2 of 3 stel 'n saak vas. Stem jy saam met my, dis wat die woord sê. So hy maak seker dat daar 3 boeke is. 3. Die heel eerste is die woord van God volgens Johannes 12 vers 48. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, sal hom oordeel in die laaste dag. Nie een persoon, ek sê volgende dink, nie my kinders, nie my kleinkinders, nie die gemeente, nie my vriende, niemand sal ooit kan sê dat hy die waarheid gehoor het in die mond uit nie. Net so. Wat ek pastoor sê. En as jy dit die maak, is jy die dag daar by die wit troon oordeel, sal jy staan en die woord gaan teen jou tel. Amen. Jy gaan gewys word waar daar woord gepreek was, die waarheid gepreek was, en jy het nie geluister nie. En nie aangeneem. So die heel eerste is die woord van die Here. Every sinner will be held accountable for the truth he or she has heard in this life. So every sinner will be accountable for the truth he or she heard in this life. So hy sal verantwoordelik gehou word vir die woorde wat in sy ore ingegaan het, wat hy gehoor het in die plek. Agter maar een van daai dinge wat pastoor wil sê, maak die saak, die waarheid het uitgekom, en die waarheid kan jou vrymaak, of jy kan daarvoor die wit troon staan sê, Here, maar ek het nie geweet nie wat jy nie kan sê nie. Die tweede boek wat hy van skryf, wat ons van weet, is die boek van dade of herinneringe. Gaan lees Psalm 65 vers 8. Gaan lees Psalm 139 vers 16. Openbaring 20, 12 of 13 sê, ons word geoordeel na wat in die boek geskryf is volgens ons werke. Vers 13 en al weer dieselfde woorde, volgens ons werke, elke ding wat ons op die aarde doen, gaan ons gewoon, maar dit word genoem, ek wil dit so verstaan, dit word genoem lifestyle choices. Lifestyle choices. Ek en jy skryf ons eie boek. Ek sê ek en jy skryf ons eie boekie op aarde. Word dit geskryf daarbo in as ons op aarde. Wat ek en jy doen, wat ons sê ons leef. Lifestyle choices. Ons skryf ons eie boek. En daarbo gaan die Here vir ons wys wat ons gedoen het hier op aarde.
waar ons die merk gemis het, waar ons ongehoorsaam was, wat ons ook al gedoen het, sal vir ons uitgewys word. En mense, die man en die vrou wat daar bo staan, sal presies weet wat daai persoon sê, God die Vader of Jesus Christus, wat daar genoem word, is net soos hy dit daar noem. Elke ding sal uitgewys word, wat ons hier gedoen word, sal ons veroordeel word daarbo in die hemel, en geoordeel word. Luister mooi. Ons skryf ons eie boek volgens wat ons doen hier. Word genoem lifestyle choices, so hulle wat daar staan word gewys, waar al die verkeerde besluite gemaak het, en die hartseer van dit alles is, jy sal dit onthou. Hy doen dit, luister mooi, hoekom word dit gedoen? Hoekom doen Jesus dit? Hoekom doen God die Vader dit? Dit word gedoen om jou uitbestemming te bepaal. Dis verskriklik. Uitbestemming te bepaal. Vierde punt, luister mooi. Vers 14 tot 15. Hy sê die dood in die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Hy sê as dit bevind is dat niemand nie opgeskryf was in die boek van lewe, nie is hy in die poel van vuur gewerp. Die 10de vers sê vuur en swavel. Ek het gewonder hoekom. As ek kyk na die gedeelte van Lazarus die ryk man praat, hy sê Vader Abraham, hy sê dat Lazarus net sy vinger in 'n bietjie water steek. Na my toe kom en my lippe aanraak en ek kry warm in die vlam sê, ek kry smarte in die vlam is die regte woord wat hy gesê het. So daar was 'n vlam gewees waar hy was daar. Maar hier lees ons in die 10de vers praat hy van die vuur en die swavel. It never ends. Daar is die einde daaraan nie. Ander vertalers sê die volgende: I thought this internal aspect of hell is so terrible that I call it another hell in the midst of hell. Another hell in the midst of hell. Dit beteken forever and ever, letterlik ages of ages. Daar's nie begin daar, maar daar's nie einde daaraan nie. Daar's nêrens 'n einde aan daardie pyniger en daai pynige daar gaan wees in daardie poel van vuur en swaal. Daar's geen einde aan dit nie. Waar in die doderyk ons net gelees van vuur, was dit 'n tydelike bewaarplek vir die sondaar wat sonder Jesus gesterf het, maar in die poel van vuur, wat die tweede dood genoem word, dit word genoem die tweede dood, 'n plek van vuur en swavel, waar die antichrist, die valse profeet, Satan homself, dood in die doderyk, en almal wat Jesus verwerp, en word daar ingewerp in die poel van swavel en vuur om vir ewig gepynig te word. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil, volgens Prediker 12 vers 14. Goed of kwaad. Nou, nie al die goed wat opgeskryf is in daai een boek is lelik. Van die goed wat opgeskryf is in een boek is goed. Wat die Bybel sê verby, dat ek die poorte van die hemel nie kan ingaan deur my goeie dade nie. Amen. Amen. Daardie mense staan daar voor die troon van God, by die wit troon oor 'n deel staan hulle omdat hulle Jesus Christus verwerp het. Hoe verwerp ek die Here? Hoe verwerp ek Jesus Christus die oomblik wanneer ek nee sê? Ondenkbaar. Nee sê op sy woord
Nee sê om gehoorsaam te wees. Nee sê om te volg. Die oomblik wanneer ek nee sê, verwerp ek die Here. En almal wat daar staan, het hom verwerp, een of ander manier, het hom verwerp en is uitgewys aan hulle, waar hulle gesê, ek gaan nie nou nie, ek kan nog 'n dag of 2 wag, ek kan maar wag tot ek 'n bietjie ouer word, ek is nou nog te jonk, ek wil nog die lewe daar buite geniet, ek wil aangaan met my dinge, hulle wil aangaan met hulle dinge, hulle het die Heilige Gees in hulle binneste gedenk, die vuur doodgemaak. Hy sê, I the Lord search the heart, and I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Jeremiah 17:10 and Jeremiah 32:19. Also to you, O Lord, belongs mercy, for you render to each one according to his work. Psalm 62 vers 12, volgens wat ons doen, volgens wat ons sê, volgens ons optrede, volgens al die dinge wat ons doen en opgee, lifestyle choices wat ons doen op die einde van die dag, weet jy mense, the lifestyle choices is die groot, kan ek sê, doring in die vlees in baie mense se lewens. Lifestyle choices. Vyfde punt. Dat my getref, there are degrees of punishment in hell. In die poel van vuur. There are degrees of punishment. Daar's verskillende vlakke wat mense geplaas geword in die poel van vuur. Matteus 11:20 tot 24 lees, toe dit die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasvind, luister mooi, begin verwyd, dis Jesus nou net, omdat hulle nie bekeer het nie. Toe sê die volgende woorde, wee jy, of wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Luister wat hy sê, Jesus aan die woord, maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. Verskillende vlakke wat jy gaan vind in die doderyk of in die poel van vuur, as ek so mag noem. Nou die vraag is dit, uit ons geleesde gedeelte, hoekom was elkeen geoordeel volgens hulle werke, as Jesus al reeds geweet het waaroor hulle dit nie gemaak het nie? Omdat hy regverdig is. Weet jy, kom ek stel so, hy het nie dit in die boeke opgeskryf, omdat hy gedink hy gaan het vergeet nie. Hy kan die boeke opskryf om aan jou te wys wat hy gefouteer het. Dat ek en jy kan sê, die persoon wat daar gaan staan, of nie kan sê, Here, ek het nie geweet nie. En 'n vinger terugwys dat hierdie skuldige hendes wat daar staan. Om te bepaal waar sy of hy sy straf sal uitdien of sou wees. There are degrees of punishment in hell based on a person's knowledge, rejection, wickedness and works. Die 4 dinge, kan ek weer sê. There are degrees of punishment in hell based on a person's knowledge, rejection, wickedness and works. Aan die woorde kennis, verwerping, goddeloosheid en werke. Sê 4. Kom ons kyk daarna. Kom ons kyk daarna. As ons dit kan lees, ons nog baie tyd oor. As ons kan lees Lukas 12,
As jy soontoe wil blaai, luister net, jy kan blaai soontoe, ek sê hardop lees en jy kan verstaan wat pastoor sê. Lukas 12, 47-48, daar praat van punishment according to knowledge. A punishment according to knowledge. Punishment according to knowledge. Met ander ons kennis, Lukas 12, 47-48. Kom ons lees dit gou self, net vinnig die deur. Dan hoor ons wat hy sê. 47-48, lees die volgende. Hy sê daar, en daar die diensknegt wat die wil van sy Here geken het, en die klaargemaak het, of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaag verdien, sal met min slaag geslaan word. So daar is die verskillende vlak, ek sê jy nou, ne? En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Tweede een wat hy van praat, ons sê, eerste ene is kennis, die tweede een is verwerping. Matteus 11, blaai soen toe Matteus 11, 20-24, as jy soen wil blaai gou, as jy kan. Matteus 11, 20-24, kom ons lees wat die woord sê, 11, 20-24 praat oor die verwerping. Engelse vertaling praat daarvan greater judgment for greater rejection. Dit sê iets, né? Greater judgment for greater rejection, waar jy verloon of een kant toe stoot. Matteus 11, 20-24, 20-24, hy praat af van die 3 onboetvaardige stede. Toe die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaas het begin verwyk, omdat hulle nie bekeer is, hulle van gepraat, bekeer het nie. Wee jou Chorazin, wee jou Betsara, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir jou, sê vir julle, dat sal vir Tyrus en Sidon verdraaglik wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, die hoogmoed, né? Jy sal tot die dodelik toe neergestort word, want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle, dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Harde woorde. Derde ene wat ons al kan kyk, is goddeloosheid. More severe punishment for apostasy. Dis die woord apostasy. Ons sal 'n bietjie na Johara reis, jy sien wat apostasy is, hoor. Toe jy daaroor praat vanmôre, ons slaan dit na en gaan kyk wat dit beteken. Johara reis. In die meeste van die kerke wat ons vandag vind, kry jy apostasy. Gaan kyk daar. Julle weet wat dit beteken. Gaan slaan dit na en gaan kyk. Hy sê daar more severe punishment for apostasy. Hebreërs 10 vers 29, gaan gou so toe. Nou Hebreërs is die Ou Testament, is die Nuwe Testament, né? Hoor stil. Hebreërs. Hebreërs 10:29. Kom ons hoor weer die woord sê van goddeloosheid. 10:29. 10:29. Ons lees dan by die 28 vers af. As iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Luister daar. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur sy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaak het. Goddeloosheid, wat hy van praat. En dan vierdens, judgment according to works. Judgment according to works. Openbaring 20, ons gelees 'n gedeelte daar. Openbaring 20, lees ons van die 12de vers tot vers 13. En hy sê dit baie duidelik daar.
En ek die dode klein en groot vir God sien staan. Die boek is geopen, die ander boek, die boek van lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarom was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarom was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Ons kan eintlik sê els vanmôre, as ons na al heidene kyk. Mens. Dat het wel gaan plaasvind, uitgemaakte saak. Ek en jy kan keer vanmôre. En seker maak, om nie daar te verskyn en geoordeel te word deur die regter daar nie. Deur ons eie boeke in te vul en te skryf hier op aarde, deur ons werke en die dade wat ons doen. Ek sê altyd, ondersoek jouself. Daar dinge in jou lewe nie reg as jy bly, maak reg. Kry dat ding uit jou hart, hy kry reg. Maak reg, dat daai ding nie teen jou gebruik kan word op die einde van die dag nie. Dit word opgeskryf. As die Here vanmôre kan staan, hy kan vir ons wys hoe lyk ons boek. Sal baie van ons skop en skaamte laat sak. Sê Here, vergewe my. Vergewe my. Ek wil afsluit vanmôre met 'n ware verhaal. Oor 'n mamma wat haar dogter verloor. Ek weet jy's op hier sommer, ek weet, ek wil dit net graag lees. Baie van ons seuns en dogters verloor, kind verloor, iemand verloor. Maar sy het haar dogter verloor en sy het met woede in haar hart rondgeloop en God verwyd. Omdat die Here niets kon doen daaraan nie. En omdat die man wat te doen gehad het met haar dogter leef en haar kind is dood. Het sy met daai verwerping in haar hart rondgeloop en 'n vinger na God gewys. En dis wat sy skryf, ek het dit oorvertaal na Afrikaans. Dit is wat sy skryf, mense. En ek wil dit vanmôre vir u sê, almal teenwoordig hier. Ek en jy kan die Here nie voorskryf nie. Absoluut. Absoluut. Ons mag hom nie voorskryf nie. Ons kan vra, ja. Maar ons mag hom nie voorskryf nie. Luister, sy skryf in die brief, miskien haar vriende, en sy sê, liewe Abby, as 'n ware verhaal, oor ek is ontsteld oor iets wat 'n leser geskryf het. Sy het seker kommentaar ontvang oor dit. En die leser het vir gesê, watter reg het ons sterfelinge om 'n verduideliking van God te eis? Ek het daai skrywer het duidelik nog nooit die intense pyn ervaar om 'n kind te verloor nie. God het nie net my gebede nie beantwoord nie, en ek het verontwaardig my daaroor dat mense vir my sê, ek het geen reg om vir God te vra nie. Nou ek glo as jy met die regte motief kom, in die regte hart is die belangrikste, jou hart en jou motief moet dieselfde wees, en jy kon vra vir die Here, ja, maar haar motiewe was nie skoon en rein gewees. As daar regtige God is, en as ek hom eendag van aangesig tot aangesig ontmoet, kan jy jou lewe daarop verwet dat ek vir hom baie hoekom vra sal hê. Nee, as jy nie geluk het. Luister, ek wil weet, hoekom my dogtertjie moes sterf, en hoekom daardie dronkaard toegelaat is om aan te lewe. Ek het al liewer gehad as my eie lewe.
haar so bitterlik baie. Luister wat sy sê. Ek is woedend dat ek moet voortleef in 'n wêreld waar sy nie meer is nie. En ek wil weet hoekom. Verstaan jy wat pastoor sê? Verstaan jy haar toenadering? Verstaan jy wat sy wil sê vir die Here? Sy dink sy kan maar net sê en dinge noem en sy, jy weet, dit is wat my baie keer grief. Wanneer mense praat en hulle verwys na God, na die ou man daarbo. Hulle verwys na die ou man daarbo. In plaas van om te sê dat hy is heilig. Hy's almagtig. Hy's groot. Praat dan met hom asof daardie ons God en Vader hulle vriend is. Hy sowel as vriend, maar as hy's nie jou chommy, as jy die woord mag gebruik. Hy's nie jou maatjie. Hy haat sonde, maar hy het nie sondaar nie. Ek wil weet hoekom. Hoekom sou ek nie die reg hê? Hoekom sou ek nie die reg hê om vir God vrae te vra nie? Is ons nie na sy beeld geskape nie? As dit so is, dan moet hy sekerlik ook 'n hart en siel hê wat seer kan kry, net soos ek. Hoekom sou jy nie verwag dat ek hom bevraagteken? Luister wat sy sê, hom bevraagteken as hy enigiets met wonderwerke te doen het nie. Ja. Luister wat sy so sê, en dit het my getref. Ek vrees die Here nie. En ek vrees die hel ook nie. Luister wat sy sê. Ek weet hoe die hel is. Ek is al daar sinds die dag toe my kosbare dogter gesterf het. Teken hier asseblief Abby. Dit kom van 'n treurende moeder. Verstaan? Hoeveel mense gaan daardie dag daar staan by die wit troon oordeel, as 'n rekenskap moet gee oor dit wat hulle gedoen het en gesê het. Baie keer in tye van woede, ja. Baie keer in tye van onkunde, ja. Maar die Here gee elkeen van ons as mens op die aarde 'n geleentheid om reg te maak en te sê, Here, ek is jammer. Ja. Ek het verkeerd gedoen. Ek het gesondig. Ek het hierdie prikkels geskop. Ek het verkeerde dinge gesê. Wat ook al die geval mag wees, vergewe my. En die Bybel sê, is trou en regverdig, om te vergewe vir al my sondes en te reinig vir al my ongeregtighede. Halleluja, amen. Halleluja. Dis al wat jy moet doen. Dis al. Vergifnis. Dis al. Om weg te bly van die dag van die troon-oordeel. En daar word jy uitgewys. Ja. Na die dinge wat jy gemis het hier op aarde. Waar jy reg kon maak en jy het nie. En dis hoekom jy staan voor die wit troon-oordeel, omdat jy nie bereid was om dit te doen nie. Mag die Here die kort boodskap van die hart sê. Kom ons staan. Laat ons staan vanmôre, elke persoon, jong en oud. Kom ons vanmôre. Ons kom vra om vergifnis.
Onbeleide sondes wat ons vergeet het, en ons weet nie miskien eens daarvan. Vra ons vanmôre, Jesus, vergewe ons. Waar ons verkeerd kon doen, maak die saak gedagtes, optredes, Here, ons werke, vra ons dat U ons sal vergewe en sal reinig deur die kosbare, kragtige bloed van ons Here Jesus Christus. Was ons vanmôre dat ons rein en skoon voor U kan staan, gesuiwer deur die bloed van die Lam. Want ons wil seker maak, Here, as ons die dag hier sterf voor die koms van die Here, dan ons sekerlik nie die dag by die wit troon sal staan voor die hoofregter nie, dat ons sake met U alreeds reg was hier op aarde. Help elke persoon vanmôre, Here, los niemand uit nie. Deel met hulle selfs dat hulle gaan slaap aan die aand op hulle beddens. Hulle wat nie vanmôre hier is nie, Here, werk in hulle. Arbei hulle, Here, doen 'n werk in hulle binneste dat hulle kan weet, Here, môre kan te laat wees, soos vandag die regte tyd om hulle sake met die Here reg te maak. Ek bid dit vanmôre, Here, want ek het U nodig. Ek kan die woord verkondig, die goeie nuus oordra, die waarheid verkondig, maar Here, U moet U woord bevestig deur wonders en tekens waarop volg. Ons bid dit vanmôre, ons vra dit vanmôre in Jesus Christus se naam. En ons dank U daarvoor. Here, ons wil bid vanmôre. Ek dink daar aan die ou babatjie wat gesterf het, wat ons ook voor gebid het. Ek weet ons het gebid vir 'n ou babatjie. Het nou net die punt gekom, asempie uitgeblaas, en ons weet waar die ou babatjie is by Jesus. Ons bid vir die ouers, dat Here hulle sal versterk. Mamma en papa en al die familie sal versterk, en sal opbeur, sal 'n pad saam met hulle stap, Here, want dit is nie die einde nie, dis nie vaarwel nie, dis net totsiens. As hulle vir Jesus geleef het, gaan hy 'n babatjie weer 'n keer sien. Heeltemal 'n anderste kind wees as hulle hom of haar gaan sien. Here, ons weet dit vanmôre. En dus ek ons vanmôre bid en vra dat U weer sal stil staan en sal aanraak in Jesus naam. Almal wat siek is vanmôre, almal, Here, wat U nodig het. Here, elke persoon wat vanmôre hier staan, wat U nodig het. Ek bid vanmôre dat die Here sal uitreik. Want elke band van depressie wil ek breek en kanselleer en kragloos stel. Ek wil jou gebied saam en jy los en jy gaan in Jesus naam. Ek breek daai bande, daai kettinge, gebiede om af te val in Jesus Christus se naam. En ek dank U, Here, die uitreik na elkeen, Here, en hulle innerlike mens werk, dat die blydskap weer sal terugkom. Blydskap weer deel sal word van daai persoon se lewe vanmôre in Jesus naam. En Here, ons dank U. Ons weet dat U sal ons nooit begewe verlaat nie, en daarom bid ons vanmôre dat die pad saam met ons sal stap, en ons net sal reg doen, Here, om ons sake op datum sal kry, en ons weet wanneer die dag aanbreek, ons sal reg wees om ons Skepper te ontmoet, in Jesus Christus se naam. En al die kinders van die Here sê, amen en amen. Ons dank U, Jesus.